Goeiedag. Het is 'n voorreg om saam met u rondom die woord te kan lees. Ons gaan kyk vanoggend na ons lewensdoel, ons rigtinggewende lewensmotief. En ons doen dit vanuit Deuteronomium 10 en ook dan die bekende 1 Korintiërs 10 vers 31. Kom ons lees Deuteronomium 10 vanaf vers 12. En nou Israel, die Here jou God vra net dat jy hom moet eer. Sy wil moet gehoorsaam, hom moet lief hê en dien met hart en siel. Gehoorsaam die gebooie en die voorskrifte wat die Here jou vandag deur my gee. Dit sal tot jou voordeel wees. Die hemel, selfs die hoogste hemel, behoort aan die Here jou God, ook die aarde en alles daarop. En tog het hy sy liefde net aan jou voorvaders betoon en vir julle, hulle nageslag, uit al die volke uitgekies. Dit is nou nog so. Wy jou aan hom en moenie hardkoppig wees nie. Die Here jou God, hy alleen is God, die Here, die groot God, die magtige, wat wonderdade doen, wat vir niemand partydig is nie, en ook nie omkoopgeld aanneem nie. Hy laat reg geskied aan die weeskind en die weduwee, hy het die vreemdeling lief, en gee vir hom kos en klere. Jy moet ook die vreemdelinge lief hê, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. En dan weer vers 20, jy moet die Here jou God eer, hom dien en aanhang, en wanneer jy 'n eed aflê, moet jy dit in sy naam doen. Jy moet hom prys, want hy is jou God, en hy het al hierdie magtige wonderdade wat jy met jou eie oë gesien het, vir jou gedoen. Toe jou voorvaders Egipte toe was hulle net 70, maar nou het die Here jou God jou so baie gemaak soos die sterre in die lig. En daarmee saam net die bekende 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle eet, of drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van die Here. En dis waaroor dit gaan. Wat is jou rigtinggewende lewensmotief? Iets wat die praktyk van jou lewe van elke dag bepaal. Iets wat jou keuses bepaal, wat jou doelwitte en jou aksies bepaal. Ons doel is baie keer om, ook as gelowiges, om meer dade van geloof te doen, meer die regte dinge te sê, meer heilig te lewe, meer vir ander mense iets beteken, beter op te tree in ons huwelike en ons kinders beter te begelei, om evangelie meer uit te dra. Maar eintlik is daar in die skrif iets wat eintlik nog dieper lê, iets groters, en dit is die motief hoekom ek al hierdie dinge wil doen en sê en besluit en meer die regte ding wil doen. Hoekom wil ek leef? Hoekom wil ek reg leef? Hoekom wil ek meer heilig leef? Beter optree in verhoudinge. En as die diepste hoekom van my lewe nie duidelik is nie, as my rigtinggewende lewensmotief nie duidelik geformuleer is nie, as dit nie in hoofletters oor my lewe staan nie, is dan, wanneer ek vir die geringste my woorde en dade en gedrag verander om in te pas by mense of by omstandighede. Dis dan wanneer ek rondgegooi word deur omstandighede en dat die situasie eintlik maar my lewe bepaal. Ja, dis dan wanneer ek nie doelgerig kan lewe en oortuigde besluite neem nie. Wat gee my lewe die sinvolheid, die betekenisvolheid, die rigtingvasheid, ten spyte van omstandighede, invloede en uitdagings? Nou, die skrif is natuurlik baie duidelik oor wat die kernlewensmotief moet wees. Dis nie iets onbekends wat ons het nie, maar ook in my voorbereiding was dit net weer opvallend hoe die verskillende tekste wat ek ook nou gaan aandui, met verskillende kontekste, verskillende onderwerpe van 'n verskillende situasie, eintlik maar by hierdie opnuut elke keer weer terugkom by hierdie sentrale waarheid van die eer van God. As mens kyk 1 Korintiërs 10 vers 31 wat ons nou gelees het, dan gaan dit eintlik oor wat mens mag eet en nie mag eet nie, en hoe dit jou naaste raak. En dan staan daar, of jy eet of drink of wat jy ook al doen, doen alles tot eer van God, die glorie van God, die lof van God, tot respek van God. Romeine 11 vers 36 is die konteks eintlik weer die onbegryplikheid van God se genade, die verlossing van Israel, gaan eintlik maar oor die uitverkiesing. En dan in daardie konteks staan daar, want uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Die eer, die heerlikheid, kom God toe. Dis daartoe dit gerig is. In 1 Petrus 4 vers 11 gaan dit oor geestelike gawes en hoe dit gebruik moet word. As iemand die gawe het om te preek, moet God deur hom in die woord kom. As dit is om die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid.
In Deuteronomium 10 gaan die konteks oor gehoorsaamheid binne God se wil. En nou Israel, die Here vra net dat jy hom moet eer. Dat jy hom eerbied moet gee, dat jy hom, ja, daar word tyd ook vertaal met vrees, maar dit is nie 'n bang wees nie, dit is 'n eerbied vir God, omdat hy almagtig is, omdat hy verhewe is. Ja, en daarom wil jy hom eer deur sy wil te gehoorsaam en dat jy hom liefhet met hart en siel, en dan ook die verdere opdragte wat gegee word. In Deuteronomium 13 is eintlik maar dieselfde konteks van om reg en verkeerd te doen voor die Here, maar dan staan daar jy moet getrou bly aan die Here jou God en hom eer, weer eens, om hom te eer deur gehoorsaam te wees na sy bevele te luister. Kolossense 1 vers 10 gaan dit oor 'n dankgebed, dat die Kolossense tot geloof gekom het, en dat Paulus hulle vir die Kolossense bid en sê, sodat julle tot eer van die Here sal lewe. Engelse vertaling is live worthy of the Lord. Deur net te doen wat hy verlang, mag julle vrugte dra deur goeie werke en toenemende kennis van God. Maleagi 2 vers 2 gaan dit oor wat die priesters doen en hulle roeping wat die Here vir hulle gee binne die verbond wat hy met Levi gemaak het. En dan staan daar wat julle moet gehoorsaam en waarop julle moet agslaan is om sy naam te eer, die glorie en die eer aan God te gee, sê die Here die Almagtige. 1 Tessalonisense 2 vers 12 praat Paulus oor die bediening en wat hulle gedoen het en hoe hulle dit gedoen het. Dan sê hy, ons het julle elkeen bemoedig en aangespoor en dit op die hart gedruk om tot eer van God te lewe, om waardig te lewe vir die Here. Hy wat julle geroep het om in die koninkryk in te gaan en so in sy heerlikheid deel te hê, so staan dit daarin in 1 Tessalonisense 2 vers 12. Trouwens Romeine 14 vers 8, die konteks is weer dit gaan oor sekere dinge waaroor mense verskillende opvattinge het en dat hulle mekaar nie moet veroordeel. Want dan staan daar, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. Lewe is om God te eer. Jesaja 42 gaan dit oor lofprysing van die Here. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing sy lof oor die hele aarde, almal wat op die see vaar, alles wat in die see is, al die eilande en die wat daarop woon. Of Kolossense 3 vers 16, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Ook in lofprysing, wat weer 'n ander konteks, 'n ander onderwerp is, gaan dit nie in die eerste plek oor hoe lekker ek sing en of my musiek bo gemiddelde musiekkwaliteit is nie, alhoewel dit belangrik is. Gaan nie oor my gevoel nie. Lofprysing gaan nie oor my nie, dit gaan oor die eer van God. Van in my hart moet ek eer bring aan God deur my lofprysing. Selfs in die toeëning van God se beloftes. In 2 Korintiërs 1 staan daar, hy is die ja van God, dis nou Christus, die ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus, dat ons tot eer van God daarop amen sê, op al die beloftes van God. Om God se beloftes te sien en te aanvaar, is weer gerig tot die eer van God. Die beloftes is nie maar net daar om myself te verryk. Om beloftes van God toe te eien en daaruit te leef, is die bedoeling dat God weer daardeur geëer word. Ons gaan kyk na die gesinslewe. Dan staan in Maleagi 2, die Here het die man en vrou gemaak, een in liggaam, een in gees. Waarom een? Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Huwelik, gesin, kinders is nie maar net daar om te hê nie. Die gesin is ook nie maar bloot net daar om 'n lekker warm gesinsgroepie te vorm wat net op hulle self fokus nie. En is alles great en is nodig, maar dit is nie die einddoel nie. Gesin, huwelik, kinders is sodat mense God kan eer. Kinders moet opgevoed word sodat hulle God eer. Huwelikslewe moet eer aan God bring. My geloofsbelydenis. Nou as ons dit wat ons glo, dan staan daar Filippense 2 vers 11. Elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here. Tot eer van God die Vader. Jou geloofsbelydenis gaan nie maar bloot oor jou en wat jy sê nie. Dis jou geloofsbelydenis moet gaan tot eer van God. In interpersoonlike verhoudings, Romeine 15 vers 7, aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Hoe ons mekaar hanteer, is nie terwille van ons en terwille van bloot terwille van onderlinge vrede en eenheid nie. Dit gaan oor God se eer. Lukas 2, wanneer Jesus gebore word as die verlosser en die skaapwagters in kennis gestel word, dan sing die engele eer, glorie, eer aan God in die hoogste hemele.
Daar word oor en oor en oor, verskillende kontekste, verskillende aspekte van die lewe. Die gedagte is, dat die eer van God en die heerlikheid van God, dis waarop ons gerig, dis waarop ons gerig moet wees, dis waaruit ons moet lewe. Het loop soos 'n goue draad deur die hele Bybel, in verskillende gedeeltes, verskillende kontekste, verskillende aspekte van ons lewe. Dit gaan oor God en die eer van God. In die Westminster Shorter Catechism, dan word die gevra, wat is die hoogste doel van die mens se lewe? En die antwoord, the chief end of human beings is to glorify God and enjoy Him forever. Nou, belydenis is maar eintlik ook ons belydenis wat ons in die kerk is 'n tematiese, sistematiese samevatting van wat die skrif leer. En dis inderdaad so. Uit die skrif uit sien ons dit. Die hoogste doel is om God te verheerlik in alle aspekte van jou lewe. Die eer van God is vir 'n kind van God jou lewensmotief. Dit behoort so vir alle mense te wees, want almal is deur God se skape, dit behoort so te wees, maar dit moet so wees vir die kinders van God. Wanneer ons 'n lewende verhouding met Jesus Christus is, met ander woorde, wanneer ons eie sonde besef en juist daarom hardloop na Christus wat in sy genade vir ons kom sterf het en vir ons betaal het, sodat ons deur die geloof hom kan omhels as verlosser en koning en 'n verhouding met hom kan wees en 'n nuwe lewe kan hê. As ons kind van God is, dan is die eer van God en om alles te bring, om alles te doen tot eer van God. Dit is ons rigtinggewende lewensmotief. Dit is eintlik so bekende gedagte, eer van God, dat dit die kind van God se rigtinggewende lewensmotief is. Ons weet dit, ons bely dit, die slagspreuk van die reformatie was Soli Deo Gloria, alleen aan God die eer. So waarskynlik is die probleem nie teorie nie, maar as mense na jou en my lewe kyk, na ons keuses, ons dade, ons praat, ons manier van lewe, wat sien hulle raak as jou regtige lewensmotief? Wat skryf die praktyk van jou lewe neer as jou rigtinggewende lewensmotief? En as jy kyk na die wêreld, dan is die motivering baie keer maar ekskuus. As ons kyk na die motivering van die wêreld, is dit baie keer maar genot, of geld, of status, of eie ek, of goeie omstandighede, of om in te wees, wat die lewensrigting en die motivering van jou dinge, van die dade bepaal. Maar voor ons nou te maklik sê, ja, dis die wêreld, ons het daarom kerkmense, dis net gaan eerlik wees oor, wat wys jou lewe? Wat wys jy deur jou lewe? Wat is jou lewensmotief? Nou, om nie uit te staan uit 'n groep uit nie, om maar in te val by die meerderheid, of my gemak, of my redelike stabiele lewe, dat ek maar net stabiel bly kan lewe, of 'n lekkere goeie lewe kan lewe, is soms in praktyk vir ons 'n groter motivering as die eer van God. Ons tyd en geldspandering gaan baie keer, te veel keer eintlik oor eie ek, en nie die motivering van wat moet ek doen tot eer van God nie. Hoe moet ek my tyd en my geld spandeer dat dit tot eer van God is? Baie keer vra ek nie eens die vraag van hoe raak dit die eer van God as ek kyk na my tyd en geldspandering. Of as ek moeg gefrustreerd is, mag ek dan maar my poppe uit my kot gooi en eerlik praat onbedagsaam wees. Dan as ek onder druk kom in my gesondheid, finansiëel, wanneer mense my benadeel, dan sien ons soms dat daardie omstandighede harder praat as God se eer. En dat daardie omstandighede baie keer my motief is, hoekom ek op 'n sekere manier, of my verskoning is, hoekom ek op 'n sekere manier optree. Selfs in ons verhoudinge, ons huwelike en selfs ouer-kind verhoudinge, is die lewensmotief baie keer die mens en nie die eer van God nie. Binne verhoudings of huwelike gaan dit dikwels oor hoe ons mekaar kan gelukkig maak. En dit is sekerlik belangrik, maar die hoofmotief is, hoe kan ons deur ons huwelik God eer en eer aan God bring? So wat beteken dit in praktyk om tot eer van God te lewe? Nou eerstens, dit baie keer beperk ons die tot eer van God lewe deur net te vra hoe ek dinge moet doen. En dit is reg en dit is belangrik. Alles wat ek doen, moet ek op so 'n manier doen dat God daardeur verheerlik word. Dis wat 1 Korintiërs 10 sê, of jy eet of drink of wat ook al doen tot eer van God. Maar die skrif leer ons nog meer dat leef tot eer van God gaan nie net hoe jy dinge doen nie, maar inderdaad wat jy kies om in die eerste plek te doen. As ek nou gereeld 5 keer 'n week gaan visvang,
Maar dan sê ek nee, dis tot eer van God, want my lisensie is in plek en ek bly by die kwotas en ek neem ander vissers aan ag en ek gaan nie hengel nie. Hengel is mos wanneer jy die aas kan vergeet, maar nie die koelbox. Maar nou kan ek sê ja nee, ek doen dit tot eer van God want ek doen dit op die regte manier, maar die vraag is nie net hoe jy visvang. Die vraag is ook, is dit tot eer van God dat ek so baie gaan visvang? Baie keer leef ons eintlik ons eie agenda, maar ons leef dit daarom op so 'n manier dat dit God val verheerlik, of die wyse waarop ons doen, is nie in stryd met God se wil nie. Maar die eer van God moet ook in die eerste plek my agenda bepaal. Nie net die manier hoe ek dit gaan uitvoer nie, maar wat ek gaan doen, moet bepaal word deur die eer van God. Ons mag nie ontspan of fliek of visvang nie, maar ons moet voortdurend die vraag vra, dat wat gaan God die meeste eer gee? En as ons daai vraag vra, sal ons lewensagenda waarskynlik 'n bietjie anderster lyk. Nou, in die tweede plek, om prakties, om tot eer van God te lewe, beteken is om die eer van alles wat ek doen, is en het, aan God te gee en dit nie self toe te eien nie. Om te erken dat my lewe is 'n gawe uit God se hand. Mense kan kyk na Handelinge 21 waar Herodes gepraat het met die volk en dan sê die volk hy is 'n God. En hy het gesterf omdat hy nie die eer aan God gegee het nie. Hy het dalk die regte dinge gesê en gedoen, maar hy het nie in dit wat hy doen die eer aan God gegee nie. Selfs in Numeri 20 waar Moses met die rots praat want hy moet praat met die rots om die water daaruit te laat kom, gee hy nie aan God alleen die eer nie. Dit staan nogal ironies daarvan, Numeri 20 vers 10, moet ons water vir julle uit die rots laat kom, maar hier was nie eintlik regtig sprake van ons nie, dit is God alleen, en God gebruik maar net vir Moses, en ook, ons ken die geskiedenis, hy het eintlik ook in sy eie aanspraak maak op dinge, het hy by die rots geslaan, in plaas van om met die rots te praat, en asof hy die besluit het, of hy die reg het om hierdie besluit te neem, en ons weet, hy kon toe nie die beloofde land ingaan nie, jy mag nie die eer van God af wegtrek vir jouself nie. Ek moet aan God die eer gee vir dit wat ek doen, die prestasie wat ek bereik, die geld wat ek verdien, die talente wat ek ontvang, die lewe van elke dag, gee ek aan God die eer in die praktyk van my lewe, om vir alles te sê, dis nie ek nie, maar dit kom van God af. Prakties in die derde plek, eer van God is ook nie maar net lippetaal nie. In Jeremia 29 het die Here gesê, hierdie volk is naby my met hulle mond, hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek dit wil hê nie. So praat is maklik, maar in praktyk, die praktyk is praktyk. Ek moet dit ook gaan doen. Die teorie is baie keer in plek vir goeie kerkmense. Maar wat sê die praktyk van ons lewe oor ons harte en ons lewensmotief? Eer van God is nie 'n dogma wat bloot 'n dogma wat belei moet word. Het gaan nie net oor iets wat ons praat nie. 'n missie is nie 'n missie wat mooi op papier staan. Die eer van God is iets wat in die sentrum van ons lewe is, staan in die praktyk vir elke dag. Maar dan in die vierde plek, prakties, as ek God wil verheerlik, moet ek in die eerste plek verstom staan oor wie hy is en wat hy doen en wat hy vir my gedoen het. Miskien is dit so kernsaak wat ons baie keer mis, dat ek moet besef wie God is en besef wie ek eer moet gee en wie ek eer. Telkens as in die psalms as die God verheerlik word, gaan dit eerstens oor wie hy is en in sy genade wat hy kom doen het. As ek nie die almagtige, ondeurgrondelike skepper van die hemel en aarde, die een wat groter is wat ek kan begryp, as ek hom nie so in sy almag sien, en as my Vader ken nie, dan gaan dit vir my baie moeilik wees, dat die eer van God in die sentrum van my lewe gaan staan. So God vra nie wat hy nie eers gee nie. Hy gee homself, hy openbaar homself in die natuur, in sy almag. Hy gee sy genade in Jesus Christus, wat na die aarde toe gekom het, en wat ons deur hom 'n nuwe lewe kan hê. Hy gee homself deur sy gees wat in ons woon as ons kinders van God is. Hy is die skepper en die herskepper van ons lewe. En hom het ons 'n nuwe identiteit. En wanneer ons opnuut dit besef, dat hy ons geskep het, gemaak het, dan skuif die eer van God soveel makliker in die sentrum van ons lewe. Een persoon maak 'n onderskeid. Hy sê, het gaan eintlik oor, in die eerste plek is daar die eersoeker. Dis die een wat sê, ek wil al die eer kry. Mens dink baie keer aan 'n klein kindjie,
is baie keer so van ek sal self en ek het dit gedoen en ek kry die eer en ek word ons so in ons deur die sondeval so gebore. Dit gaan oor die eersoeker, dit gaan oor die eie ek. En dan baie keer kry mens die eerdeler. Hy gee ook aan ander die eer. En vat nie al die eer vir homself nie. Dan is dit nog steeds ek, maar ook ander, of ek, maar ook God. En dan kry jy die eer weerkaatser. Alles wat gesê word, en ons moet dit doen, dat alles wat oor my gesê word wat ek doen, moet ek sê, ek reflekteer dit aan God en sê, ja, dit kom van God af. Maar op 'n manier is dit dan God, maar ook ek. En wat die persoon die onderskeid maak, is ons moet eintlik eergewers wees. Dan word nie net wat gebeur nie, maar ek skep, ek beplan, ek dink vooraf om dinge te doen en dit so te doen, dat God volledig die eer kry. Dat al hoe meer eer aan God gebring word. En ek wil nou nie stating the obvious nie, maar ek het nou al gesien, dit help nogal baie om 'n jaar te beplan, voordat die jaar gebeur. So baie keer word ons so oorweldig deur dinge, dat ons kyk maar terug op wat die jaar gebeur het, en dink ons het dit beplan, maar eintlik gaan dit oor, beplan die jaar, voordat die jaar begin. Beplan om dinge tot eer van God te doen, voordat dinge gebeur. Om intentioneel te wees, om te sê, dit wat ek najaag, dat ek gaan doen, hoe ek my tyd spandeer, my geld spandeer, in die gesins gaan funksioneer, al die aspekte wat ons net nou gekyk het vanuit die skrif. Beplan, initieer dit vooraf om dit te doen tot eer van God. 'n Eergewer beskerm nie net die eer van God nie, reflekteer nie net die eer van God, reflekteer nie net die eer na God toe, wanneer dinge gesê word oor wat hy doen nie. 'n Eergewer se lewensdoel is om dinge te doen en dinge te besluit wat eer aan God bring en meer eer aan God bring. Ons sluit af. As die eer van God regtig ons agenda is en ons manier van doen bepaal, dan gaan die lewe baie keer so anders te lyk. Ons huwelike, ons verhoudings, ons besigheid, gemeente, ons studies, ons land. Sal anders lyk, want dit gaan nie net oor hoe jy dinge doen. Dit gaan ook oor wat jy doen, en eintlik gaan dit oor hoekom jy dit doen. Wat is jou motief? Vanuit jou motief gaan jy bepaal wat jy doen, en gaan jy dan ook bepaal hierdie dinge wat jy moet doen tot eer van God. Hoe gaan jy dit doen, sodat God geëer word? Maar eintlik agter al hierdie dinge, gaan dit oor, ek moet besef wie God is. Wat hy in Christus kom doen het. Dat ons lewe en ons identiteit alleen maar in hom is. En mag dit waar wees in ons lewe, dat soli Deo Gloria, aan God alleen die eer, nie bloot 'n slagspreuk op ons lippe is nie, maar ons rigtinggewende lewensmotief, wat gesien kan word in die praktyk van ons lewe, ook in die jaar 2026. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, wanneer ons beplan vir 2026, dan bid ons, Here, dat U ons sal lei deur U Gees, dat U eer voorop sal staan. Dat ons sal dink en beplan, die dinge doen wat U eer bring, en al hoe meer eer aan U bring. Ons bid, Here, buig ons wil, buig ons prentjies om in lyn te wees met U prentjie, met U plan, met U doel, met U lewensdoel wat U vir ons gee, waarvoor ons geskaap is. En ek bid vir elkeen wat hierna luister, Here, om sin, betekenis in die lewe te vind, alleen maar deur U te verheerlik, met elke aspek van sy of haar lewe. Ja, Here, dit bid ons saam, want ons weet, Here, U is God, U is die Almagtige, daar is niemand soos U nie, ons lewe is in U hand, en daarom bely ons, Here, ons wil elke dag alleen maar tot U eer lewe. Ons bely ook, Here, dit wat ons verkeerd doen, dit wat ons in stryd doen met U eer. Wil U ons vergewe, Here, maar wil U ons ook louter en vorm en slyp, sodat ons heilig en rein voor U kan lewe. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap, die teenwoordig wees, die begeleiding en troos van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen.
Amen.